Welkom by fase 4 betrokkenheid. Teen die tyd behoort jy ingeskakel te wees in 'n gemeente, jy behoort ingeskakel te wees in 'n klein groep, betrokke te wees iewers in 'n bediening en iewers jou gawes en talente en ervarings aktief uit te leef binne in die koninkryk van die Here. Fase 4 betrokkenheid, tree 14, is 'n baie belangrike tree wat ek en jy moet gee, om te sê, hierdie is een van die tree wat ek en jy gee, amper na leierskap. Lukas 16 vers 10 sê, wie in die kleinste dinge betroubaar is, soek in die groot dinge betroubaar. En hier is 'n sleutel wat Jesus hier sê, as ek en jy lank genoeg betroubaar is in die klein dinge, dan begin die Here ons toevertrou met groter dinge ook. En dit is eintlik waar die hele fase 4 gaan, om te sê, luister, ons het manne en vroue nodig wat die gewig help dra in die koninkryk op leiersvlak en op bestuursvlak. En dis waar fase 4 begin inkom. Nou, luister, nie almal gaan leiers wees in die bediening nie. Maar almal moet betroubaar wees. Nie almal gaan leiers wees nie, maar almal moet beskikbaar wees. Nie almal gaan leiers wees nie, maar almal van ons moet diensbaar wees. In Kolossense 3 vers 23 tot 24 sê Paulus, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal ontvang, wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. En hier is 'n belangrike vers, om te weet, ek en jy staan direk in diens van Christus. Dis sy kerk, dis sy liggaam, en ons werk eintlik vir hom. So, hoe lyk iemand wat betroubaar is? En dis belangrik, wanneer ek en jy betrokke is, moet ons betroubaar wees. Hoe lyk so iemand? Want daar's 5 basiese eienskappe. Eerstens is, en dis eenvoudige goed, hierdie is basiese hoflikheid. Ek moet stiptelik wees. As ek gesê het ek is op 'n plek op 'n sekere tyd, dan is ek daar op daai plek op daardie sekere tyd. Eienskap nommer 2 is ek hou by my woord. As ek iets gesê het, dan doen ek dit. Ek voer my woord deur. Dit is basiese hoflikheid. Eienskap nommer 4, ek doen meer as wat van my verwag word. Onthou net, nee, ek doen dit nie vir die leiers van die gemeente nie. Ek doen dit nie vir die mense nie. Natuurlik doen ek dit vir die mense ook. Ek doen dit eers vir die Here. Eienskap nommer 4 is ek kan vertrou word op alle vlakke. Ek kan vertrou word dat my persoonlike lewe in orde is. Ek kan vertrou word dat my eie dinge in plek is, sodat ek nie die bediening of die Here se naam in oneer bring of diskrediet bring nie. En dan eienskap nommer 5 is, natuurlik doen ek nie net meer as wat van my verwag word nie, maar ek doen die beste wat van my verwag word. Ek sit my beste op die tafel op die dag wat ek vir die Here werk. So, ek aanvaar jy is reeds ingeskakel. Ek aanvaar jy is reeds iewers betrokke. Hoe neem ek my betrokkenheid na die volgende vlak toe? En hier's waar ek jou wil uitdaag. Hier's 'n paar goedjies en dalk moet jy dit neerskryf en dit jou eie maak. Eerste ding is wees lojaal. Wees lojaal natuurlik teenoor die Here, maar wees lojaal teenoor die gemeente van Christus as ook die leiers. Ek en jy moet vir mekaar sê die leiers wat aangestel is deur die Here aangestel. En ek moet hulle respekteer en lojaal wees. Volgende wenk is ek moet 'n probleemoplosser word. Hier is 'n belangrike ding. Deur eenvoudige goed te doen, soos as ek 'n probleem sien, dan help ek om die probleem opgelos. Ek's altyd deel van die oplossing, nie deel van die probleem nie. Ongelukkig is daar baie mense vandag wat deel is van die probleem en nie deel van die oplossing nie. Hierdie kan vir my help om betroubaar te wees, is wanneer ek deel is en ek help om oplossings te kry vir probleme. En nommer 3 is, ek moet help om bronne bymekaar te maak, en dit help finansiëel, arbeid of tyd, of geleenthede, of koneksies. Jy ken dalk mense wat jou leier dalk nie ken nie. My taak is om die koneksies wat ek het, of die hande arbeid wat ek het, of die tyd wat ek het, of selfs die geld wat ek het, in te bring, sodat die bediening vorentoe kan gaan. Dan 'n volgende een is om inisiatief te neem. Neem inisiatief. Moenie dat alles altyd wag tot iemand op jou knoppie druk nie. Kom met voorstelle, kom na vore en sê, hoorie, ek kan hierdie doen. Kan ek dit so lank doen? Kan ek help hiermee? Neem inisiatief, maar asseblief wat ook al jy doen, moenie oorneem nie. Niemand hou daarvan as daar oorgeneem word en goed gedoen word en mense verras nie. So, gee veral aandag aan die klein dingetjies en spreek dit aan. Nommer 5, wees in alles super betroubaar. As daar 'n taak vir jou gegee word, doen jy jou beste, jy maak dit op tyd klaar en jy stel dit nie uit nie. Ek dink baie mense, baie kinders van die Here sê, ag jy weet dis vir die kerk, of dis maar vir die Here, of die Here sal verstaan. Ek en jy moet vir onsself sê, ek sit my beste op die tafel elke dag vir die Here.
Nou my gebed is by hierdie uitdaging van betrokkenheid, by fase 4 betrokkenheid, dat jy meer en meer sal groei in die Here, ook in die arbeid wat jy vir die Here gee. Natuurlik, onthou, ons wil jou nie op 'n plek bring wat jy so besig is met die werk van die Here dat jy nooit by die Here uitkom nie. Jy moet altyd seker maak jou verhouding met die Here is jou hoogste en jou eerste prioriteit. Maar uit dit uit vloei jou bediening en dit wat jy het om te bied, dat jy vir ander mense tot groot seën sal wees. Ek bid vir jou. Ek bid dat die Here vir jou sal seën. Ek wil sommer hier staan en 'n kort gebed doen vir jou betrokkenheid op hierdie fase. Vader, U weet wie kyk. Ek ken die persoon dalk nie persoonlik nie, maar ek weet U doen. En Vader, ek kom vra dat U vir daardie persoon sal seën, dat hy sal groei op so 'n manier dat hy elke dag meer en meer word soos Jesus. En soos wat hy of sy meer en meer word soos Jesus, meer en meer van homself vir die koninkryk sal gee. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen.